Hallo graad 12 landbouwetenskapleerders, ek hoop het gaan goed. Ek is hier om vir julle vandag week 1 van landbouwetenskap graad 12 'n bietjie met julle deur te gaan en 'n video op te stel. So, die doelwit van die les aan die einde van die week te kry, is dat julle moet weet die verskil tussen 'n herkouer en 'n nie-herkouer. Die eksterne bou van die spysverteringskanaal en dan ook die interne bou en funksies van die rumen, die reticulum, die oomasium, die abomasium, die dun darm. En dan ook die aanpassings wat elke dier se spysverteringskanaal het. So ons doen nou vir hierdie week dierevoeding en spysverteringskanale van verskillende diere. Nou, voor ons enigiets kan doen, moet julle eers die verskil ken in sekere terme. Die eerste term wat jy moet leer is 'n enkelmaagdier of 'n nie-herkouer. Hy het net een maag, soos 'n vark of 'n hoender. Daar's geen mikrobiese fermentasie nie, so daar's niks van dit gebeur binne in die maag nie, daar's maagsure wat basies kos verteer. Dan herkouers. Hy het 'n vierkamer maag en hy kou ook mos nou die kat wat hy opskou, die herkouertjie wat hy opstoot, en dit kan deur selulose verteer, met ander woorde, dit word deur middel van mikrobes verteer. Voorbeelde sal wees 'n skaap, 'n bees en 'n bok. Dikdarm fermenteerders, dis fermentasie wat plaasvind in die sekum van die kolum. Dis belangrik vir enige agtergrondkennis wat jy het oor die diere. So die dikdarm fermenteerders. So die eerste dier wat ons na gaan kyk is 'n nie-herkouer en dit is 'n vark. Nou in julle handboeke en in julle notas sal hulle vir julle mooi sketse gee van varke en hoe hulle darmkanaal werk. Die volgorde van die spysverteringskanaal is die bek, die pharynx, die slukdarm, die maag, die dun darm, die dikdarm en dan op die einde die anus. Die bek is die meganiese vertering begin hierso, dis wat die tande is met sy snytande, sy oogtande en sy kiestande, en hy het ook speekselkliere wat die kos klam maak, wat dit help terwyl hy dit kou. En dit help ook met die koolhidraatvertering. Die pharynx is die tregtervormig, dis basies waar hy afgaan in die darm in, verbind met die slukdarm, en die rol van dit is dit help met sluk en asemhaling. Dan die slukdarm van die vark is 'n lang elastiese buis. Dit bestaan uit kringspiere en lentespiere. Met ander woorde, hy puls, hy druk die kos deur, so hy maak hom oop en toe en dan druk hy die kos deur in die kanaal af. Die volgende ene is die maag wat plus minus 8 liter kan vat. Dis 'n 8 liter maag, die vark het 'n 8 liter maag. Dit is 'n enkelvoudige maag met 3 dele, die kardinaal, die fundus en die pylorus. Die funksie is dit stoor kos, chemiese vertering van die plaas en meganiese menging van daardie plaas. Dan het ons 'n dikdarm by die vark wat plus minus 15 meter of my sentimeter 15 meter lank is en dit bestaan uit die duodenum, die junium en die ileum. En dit is belangrik, dit is baie belangrik vir die galbuis aan die lewer toe en ook die pankreasbuis. Meeste vertering en absorbasie van die voedsel vind plaas in die dun darm van die vark. Die dikdarm, dis plus minus 2 meter lank en dit bestaan uit 'n blinde sak, 'n septum, 'n colum en dan 'n rectum wat lei na die anus toe. Die funksie is vir waterabsorbasie en dan ook vir mis, die vorming van mis. Die volgende nie-herkouer wat hulle met julle deurgaan in matriek is die hoender, die unieke spysverteringsstelsel van die hoender. Hy begin by die bek of die snavel. Wel, jy hoor hy stories so skaars soos hoendertande. 'n Hoender het nie tande nie. So hy het geen tande nie, so hy kan nie kou nie. Die slukdarm en die krop, dis in die krop van die hoender, dis 'n sakagtige vergroting waar daar kos gestoor word, maar maak kos sag en klam. So die hoender pik basies sy kos op en dit gaan in die krop in waar dit sag en klam gemaak word. Die maag van die hoender bestaan uit 2 dele, die kliermaag wat die skeiding van verteringssappe afgee en dan ook die spiermaag of die gizzard wat dan die dik wande het en dit maal kos met klippies. Dan het ons die dun darm by die hoender wat ook 'n duodenum, 'n junium het en 'n ileum. Die gal en die pankreasbuise open hier.
Dan het ons die septum of die kolon. Daar's twee septums, die kolon is kort, die kloaka is die spysvertering en urinering en voortplanting vind plaas by die kloaka. Dit is ons nie nie herkouers, maar ons een enkel maagdiere. Nou kom ons by herkouers, wat nou die beeste en die skaap is. Weereens binne in julle handboek of julle notas sal hulle vir julle sketse gee van die bees se binnekant, sy maag, verskillende maag wat hulle het, die skaap, die bokke, dieselfde, almal gaan dieselfde wees. So julle kan daarna gaan kyk en hulle is nogal lief om 'n skets of twee te vra binne in 'n landbouwetenskap vraestel. So dit begin by die bek van die dier met geen snytande in die boonste kakebeen nie. Hy het tandkussings en dan het hy die tong wat hy die gras mee pluk. Daarna van die bek beweeg het na die slukdarm toe, wat dan nou basies die beweging van die kos help na die maag en terug na die bek as daar moet geherkou word. Onthou, die diere wat herkouers is, neem gras en enigiets in, so hulle kou vir hom, hulle stoot hom af en dan stoot hulle hom weer terug, hulle hom verder kan verwerk. Jy sal sien baie keer as hulle bees en 'n skaap net randomly staan en kou aan iets en dan dink jy vir jouself, waar kry hulle dit? Hier in die middel van die klippe is dan nou niksie, dan is herkou. Hulle is besig om goed op te stoot dat hulle weer moet deurwerk. So daar's 4 maagkomponente by 'n bees en by 'n skaap. En dis plus minus 150 tot 200 liter. Die eerste een is die grootpens of die rumen. Dis die grootste kompartement met geen ensieme. En dit is die fermentasietank. Dis basies waar die mikrobes die kos afbreek. Die funksie is, dit produgeer energie of vetsure en meng ook die voer en laat gasse ontsnap in daai maag. Dan die reticulum of die ruitjiespens, hy lyk soos 'n heuningkoek basies en dit filtreer weer die kos. Die funksies is, dit vorm die herkouerbelletjies en hou vreemde voorwerpe vas. Dis nou goed wat nou deur gekom het, wat nie in die darmkanaal kan ingaan nie, word daar binne vasgevang en absorbeer ook al die vetsure. Dan die blaarpens of die omasium, so plus minus 100 voue, soos boekblaaie binne in hierdie pens. Die funksie van dit is om basies water en elektrolyte te verwyder. Dit maal die kos fyn en dit laat fyn deeltjies deur. Dan het ons die ware maag, wat die laaste maag is, die abomasium. Dit is vergelykbaar met 'n vark se maag. Dit help met die skeiding van HCI, pepsin en renin. Die funksie is chemiese vertering, dit help om die mikrobes dood te maak en dit begin ook die proteïene afbreek. Die dun darm van hierdie herkouer is plus minus 45 meter lank. Bestaan uit 'n duodenum, 'n hinium en 'n ileum. Die struktuur het voue, microvilli en villi. En dit help met die maksimum absorbasie van al die voedingsstowwe. Onthou, nadat dit deur die maag gegaan het en afgebreek is, word die voedingsstowwe mos nou half uitgeskei en dan moet dit in die dier ingeneem word. So dit gaan die meerderheid van die tyd deur die dun darm. So hier's 'n paar eksamenwenke vir julle vir landbouwetenskap. Dis nou die moeilikste een van die 3 landbouvakke, so ek gaan vir julle so 'n paar tips gee. Eerstens, julle gaan nie goed moet kan vergelyk. Julle gaan moet 'n nie-herkouer met 'n herkouer kan vergelyk. Julle moet die maag kan vergelyk van die diere. Julle moet ook die regte benoeming hê, of dit nou die blaarpens is of die biologiese naam vir dit. Ken beide. Dan moet jy die funksie gee van elkeen. So jy moet sê, wat is die funksie en verduidelik die funksie. Onthou mense, ek sê dit altyd vir my kinders. Probeer dit verduidelik dat die persoon wat dit lees, as hy nog nooit die vak gegee het, moet hy verstaan, maar dit is hoe 'n dun darm werk. Okay, dit is wat die blaarpens is. Probeer dit so sit, ek moet dit kan vat na 'n Afrikaanse juffrou toe en sy moet vir my kan sê, maar my, dis hoe dit werk, ek het dit nooit geweet nie. So mense, as ek vir julle nog 'n paar wenke kan gee, ou vraestelle deurwerk is altyd die moeite werd. En spesifiek by hierdie een, gaan julle sketse deur wat in julle handboek en julle notas is.